1 Timoteus. As jy dalk die eerste keer vanmôre hierso is, of vir my hoor preek, dan gaan jy dalk wonder, hoe gaan ons met 1 Timoteus 3? Dis dan nie 'n Kersboodskap nie. Ok, ons gaan aan waar ons opgehou het. Want dis God se woord en God het bepaal wat ons vanmôre moet lees. En daarom gaan ons aan met hierdie gedeelte. En jy sal verbaas wees wat alles uit hierdie gedeelte uitkom. So, wat 'n amazing gedeelte. 1 Timoteus 3, vers 8. Timoteus 3 vers 8. Kom ons bid net saam en dan vra ons die Here om vir ons die woord oop te maak. Here, dit is vir ons so 'n voorreg om vanmôre by mekaar te kan wees. Ja Here, in U is elke dag nou 'n Sondag, 'n heilige dag. 'n Dag wat ons vier die opstanding van Jesus Christus. En ja Here, as ons vanmôre op 'n donderdagmôre by mekaar is, dan is dit dieselfde wat geld. Dis 'n opstandingsoggend. Dis 'n oggend wat ons wil U loof en prys vir alles wat U kom doen het. Wat 'n wonderlike fees om terug te dink ook op hierdie dag. Oor U wat mens geword het. Waarlik mens. En onder ons kom woon het. Dat U kom tempel maak het. Tabernakel. Ja Here, vandag nog deur die Gees in ons woon en van ons tempels maak, 'n heilige tempel wat vir U afgesonder is. Die begeerte van ons hart is dat Here, dat U deur die woord met ons sal praat. Dat ons daardeur sal groei en ontvanklik sal wees. Verander ons harte. Dit bid ons in die wonderlike naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen. 1 Timoteus 3 vers 8. Net so moet diakens hulle waardig gedra. Net soos wat? Net soos ouderlinge. Net so moet diakens hulle waardig gedra, nie uit twee monde praat nie, hulle nie oorgee aan baie wyn nie, nie inhalig wees nie, terwyl hulle met 'n skoon gewete aan die geheimenis van die geloof vashou. Maar laat hulle eers getoets word, en as hulle onberispelik bevind word, laat hulle dan as diakens optree. Net so moet die vroue waardig wees, nie skindertonge nie, sober, betroubaar in alles. Diakens moet net een vrou hê en hulle kinders en hulle eie huishoudings goed bestuur. Want wie hulle dienswerk as diakens goed doen, verwerf groot aansien vir hulle self en verkry groot vrymoedigheid deur die geloof in Christus Jesus. Die rede hoekom ek vanmôre so 'n groot gedeelte lees, is juis omdat ons baie van dit al reeds hanteer het met die ouderling. En daarom kan jy die boodskappe rondom die ouderling weer gaan luister, as jy 'n volle prentjie wil hê oor wat hy dan vir die diaken ook in hierdie gedeelte sê. Daar's twee dinge wat nie genoem word van die diaken, wat wel van die ouderling genoem word. En dit het te maak met sy lering, dat hy kan lering gee. 'n Ouderling moet kan lering gee. Die vereiste is nie vir 'n diaken nie. Dan word nie vertel 'n diaken moet lering kan gee nie. Die ander een is leiding. Hy's 'n opsig. Hy doen toesig oor die kerk, 'n ouderling. Terwyl die diaken word nie dieselfde vereiste aangestel nie. Wat is diaken? Die Griekse woord het te maak wat gebruik is in die tyd waarin Christus geleef het te maak gehad met iemand wat 'n maaltyd bedien. Iemand wat gereed is om ander te bedien by 'n maaltyd. Dit was hierdie term wat gebruik was, diakonos, vir iemand wat Christus sê 'n belangrike amp in die kerk het. En dis vir my so ongelooflik ironies, is dit nie? Die ampte wat God aanstel. En een van die ampte is 'n ampte van dien. Natuurlik, dien is een van hierdie dinge wat ons graag almal wil doen, is dit nie? Ons wil so graag mense dien. Jy sien dit in huwelike. Die man wil so graag hê dat hy die vrou moet kan dien.
En daarom probeer hy alles in sy vermoë om sy vrou te dien. En as hy nou nog nie glimlag nie, hier kom die punchline. Dit is nie waar nie, nee. En die vrou, in alles wat sy doen, sê sy vir haarself, ek wil graag my man, wil ek dien. Ek wil graag my kinders, wil ek dien. Kinders in die huis natuurlik altyd so, ek wil graag my pa en my ma en die res van my broers en susters dien. En almal lag, want hulle weet dit werk glad nie so nie. Maar die ongelooflike is, dit is die vereiste wat God het aan sy kinders. Sy kinders se vereiste is, julle moet mekaar dien. Julle moet bereid wees om mekaar se slawe te wees, diensknegte te wees. Een van die hartseer baie keer in ons lewens is hoe min mense dit doen. Hoe min mense dit doen. Hoe min mense werklik waar kyk na ander en hulle werklik waar tot diens wees. Mense kom kerk toe en dan dink hulle by hulle self, ek hoop iemand gaan my raak sien. Ek hoop iemand gaan vra hoe gaan dit met my. Ek hoop iemand gaan vir my 'n mooi plek aanwys. Ek hoop iemand gaan net vir my doen wat ek graag wil hê. Terwyl die kerk van die Here Jesus Christus moet 'n kerk wees waar mense kom en sê, hoe kan ek vir jou tot diens wees? Hoe kan ek vir jou tot diens wees? Baie mense hou nie van daai diensgeding nie en hulle hou nie daarvan om iemand anders te eers te praat en te vra hoe gaan dit nie. Hulle hoop maar net as hulle sê hoe gaan dit met jou dat jy sal sê dit gaan goed, great stuff, sien jou môre, daar gaan ek. Vir my die ongelooflike van wat dit beteken om diaken te wees, om 'n diensknegt te wees, is om te kyk na Christus. Te kyk na Christus. En dit is ongelooflik dat die voorbeeld van hoe ons moet dien, is die voorbeeld van Christus. Baie keer wonder mense en vroue sal vir jou sê, Johan, ek hou nie van die hele ding dat ek moet onderdanig aan my man wees nie. As jy nie daarvan hou nie, hou jy nie van Christus nie, want Christus was onderdanig aan die Vader. Wie is die voorbeeld van onderdanigheid? Christus. As jy nie hou van die rol van onderdanigheid nie, hou jy ook nie van Christus nie. Daarom as ons praat oor diensknegt, moet ons gaan kyk na Christus as die voorbeeld. Kom ons maak ons Bybels oop. Filippense 2. Filippense 2. Filippense 2 vers 5. Filippense 2 vers 5. Luister na hierdie gedeelte, dit is so mooi. Baie van julle sal weet toe ons deur hierdie gedeelte ook gewerk het, hoe ongelooflik ryk hierdie gedeelte is. Filippense 2 vers 5. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Dieselfde gesindheid wat in Christus is, moet ook in julle wees. As jy kind van die Here is, wat is die gesindheid wat moet in jou wees? Dieselfde wat in Christus is. Nou vers 6. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy die gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie. Weet jy mense, as ek hierdie gedeelte lees, dan begin ek net by die punt uit te kom waar ek besef in my lewe, ek het nie 'n idee wat Christus vir my kom doen het nie. Wie van julle verstaan wat dit beteken om God te wees, in die hemel te wees, die aanbidding van die engele te ervaar, en dan om mens te word? Niemand het daai idee nie. Niemand van ons het daai idee van wat dit beteken. Hy is in die gestalte van God. Hy is God self. Hy het die gelykheid aan God nie beskou om iets aan vas te klem nie. Hy het nie daaraan vasgehou nie. Hierdie besluit was voor die grondlegging van die aarde, voordat enigiemand geskep is, voordat daar 'n tuin van Eden was, voordat daar Adam en Eva was daar besluit gewees, Vader, Seun en Heilige Gees, dat Christus, wat God self is, sou mens word. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy die gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak. Hy het homself ontledig. Hy het al die voorregte as God van homself ontledig, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem
en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van die mens verskyn het, het hy homself verneder. Kom ons stop net daar. Het hy homself verneder. Hy het in die gelykheid van 'n mens verskyn, het homself verneder. Om homself te bring as 'n mens was 'n absolute vernedering. Hy het homself verneder. Hy het 'n slaaf geword. Kom ons gaan kyk wie hierdie God is. Nou gaan ons en ons dink in onsself aan dit wat plaasgevind het met sy geboorte. Maar ek wil hê jy moet voor dit gaan en ek wil hê vir 'n oomblik dat ek jou net in die hemeltroon invat. Net vir 'n oomblik. En dan gaan ons terugkom na Bethlehem. Dan gaan ons terugkom na hierdie God wat diensknegt kom word het, slaaf kom word het. Kom ons blaai terug, Jesaja 6. En almal wat Jesaja ken, Jesaja 6 glimlag al klaar. Ek weet dit. Jesaja 6. Kom ons maak hy gedeelte oop. Dit is so mooi. Jesaja 6. Vers 1. Luister na hierdie gedeelte. In die sterfjaar van koning Osia het ek my Heer sien sit op die hoë en verhewe troon. Die some van sy kleed het die tempel gevul. Verstaan jy dit? Die some van sy kleed. Die some van sy kleed. Hy is so ongelooflik groot, so verhewig, so almagtig, dat selfs net sy some vul die tempel. Vers 2. Serafs het bo hom gereed gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. By 2 vlerke het elkeen sy gesig bedek. Die engele bedek hulle gesig. Waarom? Hulle kan nie die heerlikheid van God voor hulle oë hou nie. Voor wie staan hulle? Voor wie staan hulle op hierdie oomblik as daar gesê word deur die skrywer Jesaja onder leiding van die Heilige Gees, van wie praat hulle as hulle sê, in die sterfjaar van koning Osia het ek my Heer sien sit. Wie is my Heer? Johannes 12 sê, my Heer is Christus. Dit het hy getuig toe hy hom gesien het, sê die Johannes skrywer, en hom waarna hy verwys is Jesus Christus. Het Jesaja dit geskrywe. Hierdie een wat die koning van alle konings is, het Jesaja gesien, en Johannes skrywe, dis die een wat hier voor julle staan. Dis die een waarvoor die engele 2 van hulle vlerke voor hulle aangesig sit, en sê ons kan hier op hom kyk nie. Hy is te verhewe, hy is te groot, sy heerlikheid voor ons. Met 2 het hulle voete bedek. Hulle voete word bedek want hulle sê ons is nie rein genoeg. Ons is nie heilig genoeg. Die engele sê ons is nie heilig genoeg om voor Jesus Christus, die tweede persoon van die drie eenheid te staan nie. Ons is nie heilig genoeg nie. Daarom bedek hulle voete. En met 2 het hulle gevlieg. Kan jy dink dat God hulle gemaak het? Dat God hulle gemaak het met 6 vlerke, omdat hulle die heeltyd in die aangesig van die heerlikheid van God is, het God vir hulle 6 vlerke gegee, sodat 2 van die vlerke net gebruik kon word om hulle oë toe te maak in die heerlikheid van God. 2 vlerke is net gemaak, sodat hulle hulle voete kon toemaak. Dis hoe hulle geskep is, deur die Here God, die Almagtige, want hulle sou voor hom wees. Hulle het nodig om hulle gesigte toe te maak, hulle het nodig om hulle voete te bedek. En met 2 sou hulle vlieg voor sy aangesig. En dan vers 3. Hulle het na mekaar geroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here, heerser oor alle magte. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Die deurpenne in die tempel, drempel het gebewe van die geluid van die een wat roep. Die tempel het vol rook geword.
En dan skree Jesaja sê die volgende, ek het gesê, wee my, want ek is verlore, want ek is 'n mens met onrein lippe, en by 'n volk met onrein lippe woon ek. Ja, my oë die koning van die Here, die heerser oor alle magte gesien. Wat 'n ongelooflike beeld, is dit nie? Wat 'n beeld van wat Christus kom doen het. Is jy by my? Filippense 2. Hierdie gesindheid moet in julle wees. Hierdie gesindheid, hy wat in die gestalte van God is. Wat is in die gestalte van God? Hy het die heerskappy van God. Hy's God self. En as hy in die troon was, het sy so met die tempel gevul. Die engele die hele tyd voor hom in die lig gewapper, voor hom, met 2 hande voor hulle oë en 2 voor hulle voete, en al wat daar gesê word is, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtige. Wat ervaar hy as hy dan na aarde toe kom? Ervaar hy as hy aarde toe kom, dat mense hom ontvang en sê, welkom. Maar hy het homself ontledig, vers 7 van Filippense, deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en in mense gelyk geword. Dan is dit die verhaal van Bethlehem. Dit is die verhaal van die stal. Dit is die verhaal wat Micha sê, jy Bethlehem, stad van Judea, is nie onder die geringstes nie. Uit jou sal die koning van die konings gebore word. Dis die geringste, dis die kleinste, dis die onbenullige plekkie, Bethlehem. Dit sou die een wees waarvan Sagaria getuig het. Hy's nederig en hy ry op 'n donkie. Die val van 'n esel. Filippense 2 vers 8 sê, in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid het hy homself verneder. Kan jy verstaan, as ons praat oor wat dit beteken om diaken te wees, om 'n diensknegt te wees, dan moet ons vir mekaar sê, ons moet kyk na die grootste diensknegt. Ons moet kyk na die een wat slaaf geword het. Diakonos is iemand wat die tafel bedien. Christus het slaaf geword. Hy het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. As jy kyk na die stal en jy kyk na wat daar plaasgevind het, dan kan jy nooit daar bly nie. En ek wil hê jy moet vir mense sê wat saam met jou aan die kerstafel eet, mense wat jy ontmoet, jy kan nie daar bly nie. Want Christus het nie daar gebly nie. Dis die kruis. Dis die kruis. Gehoorsaamheid het hy mens geword. Daarom deur die geskiedenis het die kerk verklaar, hy is waarlik, waarlik God, waarlik mens. Hy het mens geword. Maar hy het nie mens net gebly, hy het ook vir ons gesterf aan die kruis. As jy die stal nie kan verstaan nie, die stal kan ek nie eers begryp nie. Hoe wil jy hê moet ons begryp die kruis? God self, waarlik mens, waarlik God, aan 'n kruis hang. As ons praat oor wat dit beteken om diens te doen, moet ons vir mekaar sê, hoe kan die kerk anders te wees as om diens te doen? Kan die kerk ander take hê wat belangriker is as om diens te doen in die wêreld waar die Here ons geplaas het? Kan die kerk anders te wees as om aan diens aan mekaar te verrig? Matteus 20 vers 28 sê, net so het die Seun van die mens nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe as losprys vir baie te gee. Sy losprys, sy lewe te gee. Dit is my ongelooflik om die pad saam met Jesus deur die Nuwe Testament, as hy oral waar hy gepreek het en wat hy gedoen het, saam met hom te stap. En jy vind vir Jesus gereeld vir die mense sê, vir sy disippels sê, ek is op pad na die kruis. Hulle gaan my oorlewe. Hulle gaan my doodmaak. En elke keer as Jesus dit sê, is die skokkende dat die res van sy volgelinge, elke keer as hy besig is om dit vir hulle te sê, wat doen hulle dan? Hulle redeneer oor wie van hulle die belangrikste is.
Johannes en Jakobus op 'n stadium kry ook sommer hulle ma by. Mama, gaan praat met Jesus. Ons wil eendag in die koninkryk aan jou linker en regterkant sit van Jesus. Gaan sê dit vir hom. En hier kom mamma. En mamma sê, Jesus, jy moet tog laat Johannes en Jakobus langs jou sit. Hy moenie vir een oomblik dink dis nie ons probleem. Is dit nie ons probleem? Ons probleem is nie dat ons vir Christus wil dien nie. Ons probleem is nie dat ons 'n slaaf wil wees in hierdie wêreld wat sê, Christus, wat moet ek vir u doen nie? Ons probleem is dat ons ook wil hê, dat die Here tog moet vir ons sê, jy moet asseblief tog net langs my sit. Sit jy net vir 'n oomblik, jy doen net te veel. Ag shame, jy en jou huwelik. Jy het 'n monster getrou, raak rustig. Ek verstaan, sit jy maar net. In plaas daarvan jy sê, Here, ek moet daar wees tot diens. Markus 10 vers 43 sê Jesus, so is dit egter nie by julle nie, maar wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees. En wie eerste onder julle wil wees, moet almal se slaaf wees. So as jy eerste wil wees die slaaf. Want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir almal, vir baie het hy sy lewe gegee. Daarom as Paulus na sy lewe kyk, ons beweeg van Christus af na Paulus, hierdie een wat sendingwerk gedoen het, wat uitgestuur is. Paulus skryf van sy eie lewe, Efesiërs 3 vers 7, van die evangelie het ek 'n dienaar geword. Ek is 'n dienaar van die evangelie, ooreenkomstig die gawe van God se genade, wat aan my betoon is, volgens die werking van sy krag. Ek is 'n dienaar van die evangelie. Ek is hier as 'n diensknegt van die koning van alle konings. Hy het my aangestel as 'n diensknegt. En hier staan ek en ek dien hom. Jy sien, in daardie sin is ons almal diensknegte, ons almal is dienaars. 1 Timoteus 4 vers 6 sê vir jou as gelowige, wanneer jy hierdie dinge aan die broers uitwys, sal jy 'n goeie diensknegt van Christus Jesus wees, gevoed met die woorde van die geloof en die goeie leer wat jy noukeurig navolg. 'n Diensknegt beteken, jy kom nie na die Bybel toe en sê, wat pas my en wat pas my nie. Dis nie wat 'n diensknegt doen nie. 'n Diensknegt kom na die woord van God en sê, Here, U sê ek doen. Is dit nie 'n probleem in die kerk vandag? Dit is so baie mense wat lyk my heerskappy wil hê oor die woord van God. Terwyl die Here sê, ek het heerskappy, jy is niks. Jy luister na my, jy doen wat ek van jou vra. Vanmôre wil ek jou verseker, dat jy of 'n diensknegt van God sal wees, of 'n diensknegt van die Satan. Vanmôre sal jy kies, wie sal ek dien in my lewe? En maak nie saak wie jy is en hoe wonderlik jou lewe vir ander mense mag lyk nie. As jy nie doen wat die evangelie van God vir jou vertel nie, is jy diensknegt van die Satan. 2 Korintiërs 11 vers 14. En geen wonder nie, want selfs die Satan vermom hom as 'n engel van die lig. Hy gee voor. Vers 15. Daarom is dit ook nie vreemd as sy dienaars hulle ook vermom as dienaars van geregtigheid nie. So waar sit hulle? As hulle dienaars van geregtigheid is, as hulle voorgee om dienaars van geregtigheid te wees, waar sit hulle? In die kerk. Hulle is predikante, hulle is pastore, dienaars van geregtigheid. Dis wat hulle voorgee om te wees. Ek dink baie keer by onsself, nee, hulle is daar buitekant. En is daai mense met die swart kleertjies daar op die berge besig om offers te bring aan die Satan. Nee, hulle is baie maklik om te spot, dis hulle nie. Maar waar is die gevaar? Die gevaar is in die kerk. Daar waar mense voorgee, hulle lewe nie vir die Here nie, hulle lewe nie by die huis nie, hulle lewe nie by die werk vir die Here nie. Daar's onenigheid in hulle huwelike, maar hulle verklei met mekaar. Maar hulle kan vir jou wonderlike vroom verhale vertel. As jy diensknegt van die Here, as jy in sy diens of as jy in die Satan se diens,
Johannes 12 vers 26. As iemand my wil dien, laat hy my volg. En waar ek is, daar sal my diensknegt ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Een van die wonderlikste gedeelte vir my wat dit beteken om diensknegt te wees, is een van die verhale wat Jesus vertel oor hierdie gedagte van wat dit beteken om te dien. In Lukas 17, en ek wil jy moet gou jou Bybel daarby oopmaak dat ons dit saam lees. Lukas 17 vers 7. Dit is so 'n mooi gedeelte. Lukas 17 vers 7. Vers 7 sê die volgende: Wie van julle sal, as hy 'n slaaf het, wat besig is om te ploeg of skape op te pas, vir hom sê, wanneer hy van die veld afkom? Okay, so hier kom 'n man. Hy's 'n slaaf, hy kom van die veld af. Wat het hy die hele dag gedoen? Hy was besig om te ploeg of skape op te pas. Hier's hy. Hier kom hy in. En hy kom met die eienaar. En dan sê die Here, sou hy vir die slaaf sê, kom leen dadelik aan om te eet. So hier kom die slaaf in, moeg gewerk, sal die eienaar vir hom sê, kom leen dadelik aan en eet. Sal hy nie eerder vir hom sê, maak vir my iets te gereed om te eet, omgord jou heupe en bedien my, totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink nie. Hy bedank tog nie die slaaf net omdat hy sy opdragte uitgevoer het nie. Dieselfde geld vir julle. So wat geld vir julle? Julle is slawe wat uitgestuur is om 'n werk te doen. Jy kom terug by die huis en jy sê vir jouself, ek het nou genoeg gedoen. En hoe baie keer in jou lewe het jy al by die huis gekom of na 'n naweek gesê, ek het nou al genoeg probeer gedoen. Is daar iemand wat dit al gesê het? Okay. So, jy is in daai kategorie waar die Bybel voorskryf, Jesus praat met jou en hy sê vir jou, ek het jou uitgestuur, ek het gesê, doen wat ek van jou vra. Doen alles presies soos wat ek van jou vra. Nou kom jy en jy sê, nou het ek by die huis gekom, ek het alles gedoen, sal ek kan nou rustig verkeer? Nee, sê die eienaar vir jou. Maak vir my iets gereed om te eet, omgord jou heupe en bedien my, totdat ek geëet en gedrink het, en daarna kan jy eet en drink nie. Hy bedank tog nie die slaaf omdat hy sy opdragte uitgevoer het nie. Dieselfde geld vir julle. Wanneer julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is niks werd slawe. Wanneer laas jy vir jouself dit gesê? Het jy nie vir jouself in die spieël gekyk en gesê, ek is 'n niks werd slaaf? Enigiemand het die afgelope week dit vir jouself gesê? Ja, presies, nee? Dis ons probleem. Jy kyk vir jouself in die spieël en sê, ek verdien dit nie. Terwyl die Bybel sê, dis presies wat jy verdien. Jy moet sê, ek is 'n niks werd slaaf. Wie weet die wonderlikste oplossing as jy 'n huweliksprobleem het? Jy stap na die spieël toe en jy kyk vir die spieël en jy sê, ek is 'n niks werd slaaf. Hier gaan ek aan. Is dit nie? Dis hoekom baie mense wil soos, baie keer wil hulle my kom sien net gewoonlik vir die eerste keer, vir huweliksberading. Daarna wil hulle my nie weer kom sien. Want hulle kom in en hulle sê vir my, Johan, laat ek jou my verhaal vertel. En dan vertel hulle verhaal. En ek het deur die verhaal geluister en dan sê hulle vir my, hoor jy hoe sleg behandel word ek? Dan sê ek vir hulle, jy is die probleem. Hulle hou my van my. My huwelikskursus boekings is vol vir die jaar wat voor lê. Hoekom? Want ek hou nie daarvan nie. Wie van julle hou daarvan as iemand, jy vertel alles wat op jou hart is en jy vertel hoe jy dink sleg behandel jy word en dan die persoon sê vir jou, jy verdien niks beter nie. Niemand hou daarvan, is dit nie? Maar dis wat die Bybel sê. En dis ons probleem. Dis hoekom so baie mense na die Bybel toe kom en sê, ek hou nie van wat die Bybel sê nie. Ek hou nie daarvan nie. Dit praat nie vir my nie. Dit laat my nie goed voel oor myself nie. Dit laat jou nie goed voel oor jouself nie, want dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor hom.
Het jy gedink jy gaan in die Bybel toe kom en jy gaan sê, ek gaan so goed voor myself as ek hier klaar is die vanmôre. Jy gaan die Bybelstudie hou en as jy klaar is, dan sê jy, Here, hoe wonderlik is U. Wie is ek? Wat is die mens dat hy homself so beroem? Daarom is die ja-kind net niks uit te waai met jou IQ of jou talente nie, maar jou geestelike toestand. En God soek 'n man na sy hart. Dit is maar een van die ongelooflikste dinge, om te kyk na die Bybel en te sê, God soek 'n man na sy hart. Een van daai manne was Dawid gewees, en Dawid se lewe was de mekaar gewees. Maar Dawid het by 'n plek in sy lewe kon hy kom by Psalm 51 en hy kon sê, Here, teen U alleen het ek gesondig. Neem die Heilige Gees nie van my weg. En daarom staan in Handelinge 13 vers 22 die volgende, nadat God hom as koning verwyder het, dis nou Saul. As daar iemand was wat na die buitekant goed gelyk het, was dit Saul, 'n kop langer as almal. Dis 'n tipe warrior wat jy kry. Dan roep die Here 'n klein seentjie, Dawid, en hy salf hom, nadat Samuel na almal gekyk het en dink by homself, hierdie ene. Nadat God hom as, Handelinge 13 vers 22, nadat God hom as koning verwyder het, het hy Dawid tot hulle koning gemaak. Oor hom het hy soos volg getuig. En Dawid, die seun van Isaai, het ek 'n man na my hart gevind, wat al my wilsbesluite sal uitvoer. Dis 'n diensknegt. 'n man na my hart. Wat is 'n man en 'n vrou na God se hart? Is iemand wat voor die woord van God staan en sê, voor U woord, buig ek my knie. 'n diaken moet iemand wees wat ernstig is, waardig, heilig, het te maak met hierdie Griekse woord. Dis dieselfde woord wat in Titus 2 vers 2 gebruik word vir die ouë manne. Hulle moet waardig wees, hulle moet heilig lewe. As jy na hulle kyk, dan sien jy hier is 'n man, hier is 'n vrou wat heilig lewe. Hulle hele uitgangspunte is om heilig te wees. Hulle grootste prioriteit is om 'n man en vrou van hoë agting te wees, omdat hulle God navolg. 'n diensknegt moet iemand wees wat nie uit twee monde praat nie. En ek moet vir jou sê, jy kan dit maar probeer soveel as wat jy wil, jy gaan dit nie reg kry nie, maar jy doen dit baie in jou lewe. Jy probeer uit twee monde uit praat, gelyk. Maar ek beloof vir jou, dit is hoe almal van ons baie keer lyk. Ons gee voor, ons praat asof ons wonderlike kinders van die Here is, maar die wêreld sien iets anders. Ons praat uit twee monde uit. En baie keer, dis die rede hoekom in die leierskap kan er niemand wees wat uit twee monde uitpraat nie. Want 'n leier moet iemand wees wat sal sê wat God sê, maak nie saak wat mense wil hoor nie. Een van hulle was Johannes die Doper. O man, ek sou Johannes die Doper se preke wou bywoon. Jy kan sien as hy besig is om te preek. Het jy ooit in jou gees voor gesien, hier is Johannes die Doper. Hy het so 'n jas aan gehad, 'n haarverf, niks modern, en hy's daar in die woestyn, springkane en heuning, dis wat hy eet. Maar oh boy, as daai man sy mond oopmaak, dan sidder die hoorders. Op 'n stadium kan jy dink, hier kom hulle aan. Fariseërs, skrifgeleerdes, res van die Joodse volk, hier kom aan. Alright, kom ons gaan luister vir Johannes. Kom ons gaan hoor wat sy sê. Stap in. Nou is daar nie 'n kerkgebou of wat ook al nie, jy's in die woestyn, hier word daar gepreek. Johannes maak sy mond oop. Matteus 12 vers 34. Ander geslag. Hy sê nie môre nie. Hy sê hoop julle het 'n lieflike dag gehad. Ander geslag. Hoe kan julle iets goed sê as julle sleg is? Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Wie het dit gesê? Jesus. Jesus het dit. Johannes het ook vir hulle gesê, hulle slange. En hierdie preek is Jesus.
Oeps. Is dit die preke wat mense van praat, as hulle praat daarvan, onthou, jy moet tog net onthou, Jesus is liefdevol. Ja, hy is. Daarom is die kruis daar. Maar hy lys praat met die mense wat voorgee dat hulle wonderlike kinders van die Here is. Hulle gee voor dat hulle gekom het van ver af. Hulle gee voor dat hulle die leierskap in die kerk is. En die Here praat met hulle, hy sê vir hulle is adders. Jy moet bereid wees om altyd die waarheid te praat, wat die Bybel sê. As jy met iemand praat oor hulle huwelik, iemand praat oor sy werk, wat ook al, selfs al hoor jy hierso, dit wat ek nou gaan sê, gaan jou kwaad maak vir my, moet jy bereid wees om dit te doen, want ek staan nie in jou diens nie. Ek staan in die diens van die almagtige God, wat die skepper is van hemel en aarde, wat die prys betaal het om te kom na hierdie aarde toe, mens geword het, waarlik mens, waarlik God, en aan die kruis te sterwe. Daarom kan ek nie uit twee monde praat nie, maar moet ek sê, so sê die Here, Here. Hy moet iemand wees wat niks in sy gewete klaam aan nie. As hy iets is wat hy verkeerd doen, bely hy dit, hy laat staan dit. Hy lewe rein gewete. Hy moet iemand wees wat toetse deurgaan in sy lewe, die kerk moet hom dophou, hulle moet hulle sy lewe dophou. Is hy iemand wat 'n man van God is, lewe hy vir die Here, die Bybel sê toets hom, hy moet 'n toetsperiode deurgaan, hy moet na gekyk word in sy lewe, so is dit die plig van elkeen in die kerk, jou lewe moet dopgehou word. En dan sê hy net so vroue. Nou as jy net so hoor in die Grieks, net so, wat laat jy dan dink? Net wat hy nou net voorheen gesê het vir die diakens. Net so moet die diakens. En wat het hy met net so gedoen? Hy het 'n onderskeid gemaak tussen ouderlinge en diakens. Nou praat hy oor die vroue. Praat hy nou oor vroue diakens. Hy gebruik aan net so. So wat sê hy net so? Net so die diakens en die ouderlinge se vroue. Ek dink hy wys na die ouderlinge se vroue ook. En hy sê net so moet hulle wees. Hoe weet jy dit? Want in 1 Timoteus 2 het hy gesê, 'n vrou mag nie leiding neem in die kerk nie. Gaan hy nou in hoofstuk 3 sê, sorry, ek het fout gemaak. Vrou mag maar leiding neem in die kerk, diakens. Nee, hy het klaar gesê. So hoekom kom mense in hoofstuk 3 en sê, hy praat nou van vroue. Die Griekse woord vir 'n vrou of 'n wife, wat in die Engels is, want ons sal sê, sy vrou. Die Grieks daar vir vrou kan beide beteken. In die konteks, wat weet ons beteken dit dan? Hy praat oor die diakense vrou. En wat sê hy van die diakense vrou? Hoe moet sy wees? Sy moet iemand wees wat nie skinder nie. Interessant hoe die Bybel baie keer praat van die vrou en dan sê hy, julle moenie skinder nie. Is asof die vroue probleem het met dit. En die interessante is oor wat se woord hy gebruik vir die vrou se skinder. Hy noem haar diabolos. Wie waarvan kom diabolos? Dis een van die Satan se name. Hy's die een wat skinder. Hy's die een wat afbreek. Hy's die een wat afbreek met sy mond. Hy's die een wat die getuie is teen jou. Hy is dit is hy. En hy gebruik dieselfde woord deur die Heilige Gees om te sê, dit is baie van die vroue, hulle is diabolos. Natuurlik die man is kinderman net so lekker ook. Hy is die aanklaer. Vroue moenie so wees nie, mans ook. Hou op skinder, hou op sleg praat van ander mense. Hy moet 'n bestuurder wees van sy huis. Selfde vir die ouderling. Bestuurder van sy huis. Iemand wat besef dat jou grootste taak as man in hierdie lewe, kan ek gou vir jou sê man, wie wat jou grootste taak as man in hierdie lewe is hoof van jou huis. Die Here gaan nie eendag vir jou sê en hoeveel besighede het jy gehad nie. Well done. Jy het miljoene gemaak. Great stuff. Jou bankbalans by FNB of Standard, dit lyk allemaal fantasties. Dink jy daai goudjies gaan iets beteken in die hemel? Zero. En jy is besig om jou familie af te skeep, want jy is besig om te werk vir dit. Vir die geld, vir die besittings. Hoe kan jy 'n kind van die Here wees en dink, dit is wat die Here jou tot roep as bestuurder van die huishouding wat God vir jou gegee het.
Dis jou maatstaf. Jou maatstaf vir ouderling en diaken is, hoe lyk jou huis? As jou huis nie reg is nie, dan kan jy dit nie wees nie. Daarom mans, wat is my grootste taak? My huis. As ek by die huis kom, wat besef ek as ek hier instap? Hier is lewens wat goddelike wesens is. My grootste taak is, ek moet saam met hulle stilte tyd hou. Ek moet saam met hulle praat oor die woord van die Here. As ek laat in die aand by die huis kom, en ek hardloop rond, en ek kan nie by enigiets van my familie uitkom nie, is ek besig om buite die wil van God te leef. Miskien het jy op hierdie Kersoggend nodig om dit te sê. Hou op groot persente koop, en gee die grootste geskenk vir jou familie. Jou teenwoordigheid. En die Heilige Gees wat in jou is, wat jou kinders groot maak en sê, vir pa is die grootste taak, is om jou Christus te wys. As Paulus afsluit met dit alles, kom hy by die punt uit en hy bring hulle by die punt en hy sê, as julle dit gedoen het, ontvang julle ook 'n beloning. Die diakens verkry 'n beloning, hier op aarde. Nee. Weet wat ek nog nooit gedink om 'n beloning op aarde te kry. Dit gaan dan net vir 'n tyd wees. Wie wil 'n beloning op aarde hê wat net vir 'n oomblik is? Kan jy dit dink? Beloning net vir die aardste? Baie mense werk vir 'n maatskappy vir 50 jaar net om 'n goue horlosie te kry. En baie van hulle net daarna dan skop hulle die emmer. Dan is dit verby. Dan staan hulle in teenwoordigheid van die almagtige God met wat? Nie eers 'n goue watch nie. Maar waarvoor lewe jy? Waarvoor lewe jy? Die Bybel sê, as jy iemand is wat 'n diensknegt is, dan gaan jy 'n groot beloning ontvang. Dis 'n ewige beloning. Dis 'n beloning wat ek saam met hom gaan kry. Dis behalwe die Stefanos, die oorwinningskroon, word ons beloon vir ons dade wat ons gedoen het op aarde. Dit is my so ongelooflik. Ek gaan nou klaar maak. Hierdie is net vir my te exciting om nou te versorg. Weet jy wat ongelooflik? Het jy al ooit Jesus dopgehou? Hoe hy mense beloon vir wat hulle gedoen het op aarde vir hom. Op 'n stadium nie, preek hy van 'n boot af. En die disippels het hierdie boot vir hom gegee, sodat hy kan preek van dit af. Toe hy klaar gepreek het, sê hy stuur hulle en hy sê gaan vang vis. En hulle het niks gevang vorige aand. Maar nadat hulle uitgegaan het en hom gehoorsaam is, toe vang hulle daai bootjie vol. Hy betaal altyd, is dit nie? Het hy nodig om te betaal? Nie nodig om te betaal. Jesus Christus sê, ek het geword soos 'n diensknegt. Maar julle moet ook wees soos diensknegte, maar daar gaan 'n dag aanbreek waar julle vir ewig by my gaan wees en wat julle 'n beloning sal ontvang saam met my. Die gedeelte in Filippense 2 vers 9. Dis die volgende gedeelte. Nadat ons gehoor het oor wie hy was. Hy is God self, hy het homself ontledig. Hy het die gestalte van 'n mens aangeneem. Hy het soos 'n slaaf geword, hy het gesterwe aan die kruis. Sê Filippense 2 vers 9 die volgende. Luister net hierna, dit is so mooi. Vers 9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is. Christus Jesus wat bereid was om homself te ontledig. Hy wat volkome God was, het waarlik mens, waarlik God geword. Die ongelooflike is, jy dit kan verstaan, is dat Jesus Christus vir ewig waarlik God, waarlik mens sal wees. Vir ewig. Hy het 'n gestalte van 'n mens aangeneem, hy het waarlik mens geword, maar daai gestalte gaan nooit opgegee word. God word waarlik mens. Hy gaan nooit die gestalte van waarlik mens ooit opgee in die ewigheid nie. Hy gaan vir ewig en ewig waarlik mens bly. Daarom, as jy in Openbaring kom, sien jy die volgende. Kom, ons gaan afsluit. Afsluit met Openbaring. Openbaring 5. Openbaring 5, vers 6 tot 8.
Johannes is in die hemel. Hy sien hierdie ongelooflike beeld. Daar's 'n boekrol wat oopgemaak moet word, het 7 seels op dit. Niemand kan gevind word in die hemel en nie op die aarde, wat die boek kan oopmaak en die 7 seels kan breek. Johannes is in 'n toestand. En dan die woorde, vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir my, hou op huil. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid het oorwin, sodat hy die boekrol en die 7 seels daarvan kan oopmaak. En ek het tussen die troon en die 4 lewende wesens en tussen die ouderlinge 'n lam, soos een wat geslag is staan. Luister baie mooi na hierdie beeld is so ongelooflik. Tussen hulle kom 'n lam ingestap. Hoekom word hy as 'n lam uitgewys? Want hy's 'n lam wat geslag is. Hy is waarlik mens. En daarom sê Jesus, nadat sy opstanding is, sê hy vir Thomas, Thomas, kom druk jou vingers hier in my vingers in. Kom druk dit hier in my hande, jou vingers. Kom druk jou hand hier in my sy. Die verheerlikte liggaam van Christus, waarlik God, waarlik mens, die waarlik mens wat hy aangeneem het, is die lam wat in die hemel op die toneel verskyn, want hy is volkome, waarlik mens. Hy's waarlik God, waarlik mens. Daarom kom hy as 'n lam, soos een wat geslag is sien staan. Hulle sien hom voor hulle staan. Wat weet onmiddellik? Hy's die lam. Hy's die een wat gesterf het aan die kruis. Hy het die prys betaal. Hy is die lam. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. 7 horings. Stefanos, sy heerskappy. Sy heerskappy is die heerskappy oor alles. Die 7 geeste van God wat oor die hele aarde heen uitgestuur is. En hy het nader gegaan en die boekrol geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Toe die boekrol geneem, het die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neergeval. Hulle val neer voor die lam. Waarom? Want hy is waarlik God. Elkeen het 'n lier en 'n goue bak vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is vasgehou. Toe sing hulle 'n nuwe lied. En ek wil hê jy moet dit vanmôre saam met my sê en dan sluit ons af. U is waardig om die boekrol te neem, die seels daarvan oop te breek, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het uit elke geslag en taal en volk en nasie. U het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal as konings oor die aarde heers. Daar's 'n beloning. Wees 'n diensknegt van my. En as jy wil 'n diensknegt wees, wat moet jy doen? Volg my. Neem jou kruis op, sterf in jouself en volg my. En dit wat jy sal ontvang, sal 'n lewe wees van absolute oorvloed. En eendag vir ewig saam met my. Van hemel tot stal, tot kruis, tot God wat heerskappy voer, van nou af en tot in ewigheid. Amen. Here, wat 'n ongelooflike voorreg om vanmôre voor die woord te kom staan. En Here, U ken ons harte. U weet hoe baie keer is ons nie in diens van U nie, maar diens van onsself, in diens van ons begeertes. In plaas daarvan dat ons alles net opgee en sê, Here, al hierdie dinge is niks werd nie. Ja, Here, kan ons vanmôre saam met Paulus sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Ons prys U naam, Here. Want U is die groot koning.
Niks is belangrik. Niks is belangrik in hierdie lewe. Behalwe om U groot te maak in ons families. U groot te maak in ons werk. U groot te maak in die skool. U groot te maak waar ons ook al beweeg. Sodat ander sal sien dat U die koning van alle konings is en dat U heerskappy het in my lewe. Ons bid dit in U naam. Amen.